a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Goeiedag en hartlik welkom by Alles Uniek. Dit is lekker om weer saam met jou te kuier. My naam is Henriette en jy sal weet dat ons, soos ouer gewoonte, nou bietjie kuier saam met Jessica van der Walt van Spirit Life School. En Jessica kom leer ons so bietjie meer rondom die soene van God. Laasweek het sy so bietjie meer vir ons vertel van haar bekendstelling aan die soene van God, hoe die Here haar kom leer het en hoe hy haar bewus gemaak het van wat dit regtig beteken wanneer ons praat van die soene van God. So ek wil jou ook aanmoedig om na laasweek se praatjie te luister, en indien jy eers hierdie luister veel later as wat ons die opnames gedoen het, wil ek jou aanmoedig om net terug te gaan na die heel eerste aflewering van Jessica se geselsie rondom die soene van God. Maar hierdie week praat sy oor die genadesoen van God, en wat 'n mooi gedeelte is hierdie, en ek haal so 'n stukkie aan uit Psalm 119 vers 76, wat sy ook bietjie met ons gaan deel. Maar ek haal so 'n stukkie aan wat sê, send your mercy kiss, so that I can go on. En hier wil ek vir jou sê, dit is nooit te laat nie, jy is nooit te ver nie, dinge is nooit te de mekaar, dat dit nie herstel kan word nie. Daar is nie 'n manier dat wanneer God instap in jou situasie in, dat ons kan sê, daar is nog steeds 'n manier dat dit kan werk nie. Wanneer die Here bepaal dat iets op 'n bepaalde manier moet funksioneer, dan sal dit so wees, want hy het die laaste sê, en hy het die laaste sê in jou omstandighede, in jou eie persoonlike lewe, dit waarvan niemand weet nie. Daar waar jou hart die seerste is, daar waar jou omstandighede die de mekaarste is, daar waar jy twyfel het, in jou, ek wil sê in jou liggaam, in jou siel, in jou gees, maak nie saak waar jou huidige situasie is, wat vir jou moeilik is om te hanteer nie. Ek wil vir jou sê, die Here het die laaste sê, en as jy aan hom gaan vashou, en jy gaan toelaat dat hy jou kom leer, met sy waarheid, en sy woord, die soene van God, sy soene, wat jou net soos Jessica laasweek so mooi verduidelik het, dit is soos 'n pappa of 'n mamma wat hulle kindjie, of 'n ouma of 'n oupa wat hulle kindjie sommer gesond soen wat geval het, jy weet, dan is daai plekkie sommer beter, en so kom doen die Here dit ook vir ons, hy kom soen ons seer plekkies beter, hy kom maak omstandighede beter, hy is saam met ons in die omstandighede, hy is saam met jou in die omstandighede, waarin jy ook al is, maak nie saak wie weet daarvan nie, jy weet, God weet, maar ek wil vir jou sê, dit is nie te laat nie, en jy kan weer terugkom, en met die Here se voete kom sit, en hy sal jou herstel, dit is nooit te laat nie. So luister lekker saam, wanneer Jessica vir ons so 'n bietjie meer gaan kom vertel, oor die genadesoene van God. Geniet jou week, en ons gesels volgende week weer, wanneer ons na die nuwe aflewering luister, deur Jessica van Spirit Life School. Mooi bly, en seën vir jou. Hi, ek is Jessica van der Walt van Spirit Life School. Ek wil vandag aangaan met ons tema oor die soene van God. In Lukas 15 is daar 'n storie oor die seun wat weggeloop het van die huis af. Hy het vir sy pa gesê, gee vir my alles wat ek gaan erf eendag, ek is nou klaar met hierdie huis, ek wil 'n lekker lewe gaan bly, ek wil nou nie meer hier bly nie. En so is die seun weg, en daar het hy nou al sy geld verkwansel, sy hele erfporsie verkwansel, al die sondes gedoen wat ons vandag aan kan dink wat gedoen is, en hy het sommer net so 'n sondaar geword, en weg van die vader se huis af. En toe alles klaar is, het hy gaan werk soek, want hy het besef, maar hy moet nou seker, ek weet nou, moet hy weer geld kry, maar het homself nie waardevol genoeg geag om terug te gaan na die vader se huis nie. So klop hy toe aan 'n boer se deur, en die boer gee vir hom 'n werk om sy varke op te pas. En terwyl hy daai varke oppas, toe hy op die laagste plek in sy lewe was, en partykeer is dit waar ons eers moet wees, daai laagste plek in ons lewens, voordat ons
tot besef kom, tot ons sinne kom. Maar toe hy daar op sy laagste plek is, toe kyk hy na die varke en hy dink, hier sit ek. Ek het nie eers kos om te eet nie. Hy het maar die pele geëet wat die varke nie geëet het nie. Het hy geëet want hy het nie kos gehad nie. En hy sit en dink, by my huis het my pa se dienaars beter kos as hierdie. Miskien moet ek huis toe gaan. En ek lees vir jou van vers 20 af, Lukas 15 vers 20. En hy sê, hy het dus teruggekeer na sy pa toe. En toe hy nog ver weg was, het sy pa hom gesien aankom. Oorweldig met liefde en deernis het hy na sy seun toe gehardloop, hom omhels en hom gesoen. Sy seun het vir hom gesê, pa, ek het gesondig teen sowel die hemel as teen pa, en ek is nie langer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar die pa sê vir die bediendes, bring die mooiste mantel in die huis, trek dit vir hom aan, kry 'n ring vir sy vinger en sandale vir sy voete, slag 'n kalf wat ons in die kraalvet gemaak het. Ons moet fees vier, want hierdie seun van my was dood en hy het nou teruggekeer na die lewe. Hy was verlore, maar nou is hy gevind. En toe het hulle fees gevier oor die seun wat teruggekom het na die Vader se huis. In Psalm 119 vers 76 in die Passion Translation skryf David, send your mercy kiss to comfort me, your servant, just like you promised you would. Love me tenderly, so I can go on. For I delight in your life-giving truth. So I can go on. Send your mercy kiss. Kiss me with your mercy kiss, so that I can live again. So that I can go on. En hier's vandag van julle wat sê, Here, ek het droog gemaak. Ek is nou op 'n plek in my lewe wat ek nie eers moet wees nie. Ek het gisteraan droog gemaak. Maar ek wil weer op daai plek wees waar ek my Vader ken, waar ek die liefde van die Vader ken, waar die Vader my voer met sy woord, waar die Vader my omhels en my soen, omdat ek sy seun is. Papas soen hulle seentjies, papas soen hulle dogtertjies. Vader het my al kom soen so oralste op my gesig. Dit was die wonderlikste gevoel in 'n droom en ek het net so, dit het my so verfris. Maar dit is wat 'n goeie pa doen. Hy soen sy kinders en dit is wat God die Vader doen. Hy soen sy kinders. En sy genade soen, sy mercy kiss is vir jou ook. En hy sê, kom huis toe, ek wil jou omhels, ek wil jou soen. Ek wil jou weer 'n kind in my huis maak, sodat jy in my huis alles kan hê wat jy wil hê, wat jy nodig het. Al die liefde, die aanvaarding, die klere, die skoonmaak, die alles wat jy nodig het. En wanneer ek van dit praat ek in 'n geestelike manier, want daar buite het jy vuil klere aan. Jy het skande klere aan. Daar buite het jy jouself vermaak dalk met goed wat nie mooi is nie. Die Vader sê, ek wil selfs dit van jou wegvat met my soen. My genade soen kan vandag kom en hy kan jou skoon maak. My genade soen vergewe al jou sondes. My genade soen maak jou hart heel. My genade soen is genoeg vir jou. Kom huis toe, ek wag vir jou. Maak toe jou oë, ek wil net graag vir jou bid. Vader, dankie dat ons vandag voor U kan kom en dat U ons vasgryp en dat U ons omhels en dat U ons soen op ons gesig en op ons wange en sê ek is so bly jy is terug. Wil U ons soen op ons kop en sê, my seun, my dogter, ek is so bly dat jy terug is in die Vader se huis. En ons wil vandag kom en ons wil heel eerstens vergifnis vra dat ons weggedwaal het van U af, dat ons 'n ander roete gekies het en dat ons verkwansel het dit wat U vir ons gratis en verniet gegee het. Maar vandag kom ons terug na die Vader se huis, sodat ons elke dag onder die soene van ons Vader kan sit, onder sy woord kan sit en ons kan eet van die beste geestelike kos by ons Vader in sy huis. Dankie my Vader. Amen. Mag jy vandag weet dat God se genade soen vir jou ook is. You're the light unto